Hier in die hartjie van Pretoria Oos is 'n spasie, 'n plek waar net jy kan wees. Jy kan kom skilder, kom paper twirling, kom decoupage, dit wat jou hart begeer. En saam met dit kan jy kuier saam met vriendinne om 'n koppietjie tee en 'n heerlike stukkie koek. En om meer van ons daaroor te vertel, gaan ek met die eienaars gesels, Antoinay en Dunay van Refill Creativity. Ek is Janine G van Melk en Jou Tee en onthou asseblief om te gaan like, share, subscribe. Jy weet mos nou wat om te doen, maar asseblief share en vertel vir almal van hierdie oulike plekkie hier by 777 Rubensteinweg in Moreletta Park. Baie dankie julle dat julle vandag saam met my kuier. Dit is 'n voorreg vir my om saam met julle 'n koppietjie tee te drink. Dankie, dis 'n groot voorreg vir ons. So, hier is ons nou by Refill Creativity en ek het nou 'n paar keer moes oefen om dit te sê want dit is 'n ander se tipe naam. So vertel vir my nou, hoe het julle twee kies op en julle hoedens lyk pragtig, hoor. Dankie. Ek hoop is beskikbaar om te koop. Hoe het julle by Refill Creativity se naam uitgekom? So ek het 'n skoonheidssalon ook. Sy naam is Refresh en 'n ander salonnetjie sy naam is Restore. So ek het aanvanklik gedink, kom ons hou by die en dan die vul is dan nou die Heilige Gees. So ek het 'n paar jaar terug 'n kursus gedoen en toe moes ons journal. En een van die vrae is, wie is jy? En ek kon nie daai vraag antwoord nie. Ek is Refresh. Almal ken my as Refresh, die pedicure tannie. En ek het nie geweet wat 'n kleur ek hou van nie. Ek het nie geweet ek hou van koffie, maar wie is ek? En deur daai kursus het ek besef dat ons as vrou het ons identiteit verloor. Ons het verloor wie ons is, wat ons doen en ek het woord gekry dat die Here my geroep het om 'n plekkie te hê waar daar kreatiwiteit is, want dit gaan 'n revival in mense se lewens veroorsaak. Dit gaan mense 'n nuwe identiteit in hom gee. Hy wil graag met mense praat, maar die lewensklanke, noise is so consuming, skus baie van al my Engels. Is so consuming dat ons as vrouens laat ons self nie toe om enige iets te doen wat nie vir ons man, vir ons kinders of ons werk is nie. So toe het ek na die spasie gekyk en besluit toe ek gaan kuns doen, want die ou het my ook bietjie gechallenge. Hy sê vir my, is jy kreatief? En my eerste ding is soos, not a chance nie, no way, nee, zero op daai praat. En eintlik toe ek gaan dink het, toe dink ek, ek is so convicted in my hart, want ek is gemaak in die image of the creator, maar ek is te bang om te create, want ek is te bang, ek vat weg van iemand anders, my werk, my huis, en dit het my toe laat besef, dat ons as vrouens het 'n plekkie nodig, waar ons net kan wees, waar ons kan stil genoeg word, waar ons die Here se stem kan hoor, en waar ons kan wees wie hy wil hê ons moet wees, maar ons gaan dit net doen as ons gerefill word, en dit is dan nou waar die naam vandaan kom, die Heilige Gees refill ons. So jy sal ook sien die logo is 'n duif, dis die Heilige Gees, en hy hou die kwassie vas, en hy is besig om daai verf te draai, en ons koppie dan nou wat ons dan nou self is. So dis waarvan die naam dan nou afkom. Die creativity is nou obviously die kunsgedeelte. Ek het ook koffie bygehad. Dit was altyd Refill Creative Coffee. Dit het makliker gesê en mense het makliker onthou. Maar in my hart het ek gevoel, dit gaan nie oor die koffie nie, want almal het begin praat oor die coffee shop. Dit is nie 'n coffee shop nie, dis 'n kunsplek. Jy kry net koffie ook. Dit is my baie besonder, so al die gedeelte van die vul, want dit's waar wat jy sê, ons vrouens gee so baie, en dan, hoe moet ons gerecharge word, of waar kry ons inligting, en as ons so leeg is, dan kan ons nie, en ek dink dit is 'n besonderse oulike, ek is so dankbaar vir dit, want ons het letterlik, ek dink 'n week of so terug, gepraat oor die identiteit van vrou wees, en baie van ons vrouens, en ek praat nou nie eintlik met jou nie, want jy's nog mooi jonk, is al 'n bietjie verder in die lewe, ons kinders is klaar dalk met skool, ons is ander seisoene en al die goeders, en dan verloor ons onsself in die proses, in al hierdie hustle en bustle,
En dit is 'n wonderlike geleentheid wat jy skep waar mense net kan kom sit of dames kan kom sit. Ek is seker is okay as 'n man op die kom sit. Hoe het julle tweeetjies toe nou by mekaar uitgekom? Ek dink kom ons vra vir Dinay. Sover dat het ek onder by Refresh gewerk en ek was aanvanklik net 'n nultegnikus gewees en ek het my eie ding gehad vir 2 jaar by die huis en toe voel ek net nie meer dis my ding nie en die dag toe ek gesê het nee, toe message Antonie my en toe is ek soos dis hierdie 'n scam want ek's nie van Pretoria nie, ek ken nie soos die area nie, ken niks van skoonheid nie, ek wou nog nooit in 'n salon gewerk het nie en toe draai dinge anders uit en toe kom ek vir die onderhoud en toe sien ek, kyk dit werk. En toe 5 jaar gaan verby en laas jaar toe ons dit oopgemaak het, toe het sy net na my toe gekom en sê, "Jy 'n koffieshop op." Ek so sure. Nou geweet dit gaan so in diepte kom en ek was nog nie so baie in 'n jaar het gebeur van met die journey voor ek hier begin ook werk het, was ek nie regtig kerk betrokke nie en ek was nog nie daar nie. So in die 4 jaar was ek al gedoop en geherdoop en gedoop in die Heilige Gees en daai goedjies. En nou is dit 'n baie goeie geleentheid hier vir my toe ek na die skuif moes gedoen het om meer te kan uitbrei oor hoe die Here werk en ons begin nou homesales wat my Dinsdae by mekaar gaan kom. Sure. So en ek wat nie soos regtig goed is met praat en soos publiek nie begin meer daarvan praat. So ja, Antonie het my baie goed gehanteer en sy hanteer my nog steeds baie goed. So ek dink ek en sy is 'n goeie span in terme van ons ken mekaar se gedagtes en ons het nog nooit eers vasgesit. Julle lyk so 'n bietjie soos sissies. Ja, ek dink almal ek sien jonger sussie, né? Ja, definitief. Dit is daai refresh, jy weet refresh. Ja. Maar wat vir my mooi is en ek het via 'n vriendin van julle gehoor. Ek het dit gesien op Facebook, ek het dit en gedog, ag is oulik, maar jy weet mos, toe stel 'n vriendin vir my van julle tweeetjies en van creativity en ek sê, maar sy het nie net daar gebly nie, sy het vertel van hoeveel ervarings toe sy al hier kom sit het. Nou sê sy kom eintlik net vir haarself. Sy sê maar dan met tye is dit 'n geleentheid om vir 'n ander vrou te bid wat dalk stikkend is. En het julle getuienisse van ervarings wat julle al hier gehad het hoe vrouens se lewens net aangeraak is? Ja, so ek dink my lewe was die eerste een wat aangeraak was. Want die dag toe ons moet oopmaak, toe bel die sissies my wat hier voorheen gewerk het en hulle soos Antonie, so die water stroom by die pad af. Nee. Wat moet ons maak? En ek het letterlik hier ingestap en tot by die bokant van die skirtings was daar net water. Een van die toilet se pypie wat bo na die bak toe gaan het afgebreek deur die naweek en die water het uitgespuit. En ons moet oopmaak die dag en daar is net water oral. Maar wat vir my opvallend was is by al ons elektroniese goed, die yskaste, op die lyn van die teels het die water gestop. Dit was nie aan daai kant nie. Dis nie 'n trappie nie, dis net so staan ek het foto's waar ek met my een voet in die water staan en my een voet op die droë teel staan. Ook hier agter by al ons kunsgoed het die water het nie deur deur gegaan nie. Dit het opgedam daar, maar dit het daar gestop. So ek dink vir my was die eerste testimonie was my eie lewe gewees en op Nuwejaarsdag het nooit rede om in te log in die kameras nie en toe ek inlog in die kameras, toe sien ek 'n ou maak ons hek oop en ek sê vir my man, kyk hier so 'n skelm, hy maak ons hek oop. En ons sit hier vir my rukkie en kyk ek soos ons moet seker so toe gaan nou. En hulle ry toe en hulle vang die ou net hier voor en die polisie kom haal hom en seker die duiwel het soveel keer probeer om hierdie te stop want obviously ons wen territory vir die Here. En ons het Christelike musiek wat ons speel. Ons praat openlik oor die Here. Ons het Bybels everywhere. Ons doen Christelike journaling. Ewen ons menu is 'n hartmenu. Dit sê vir jou as jy hout verf, watter area in die lewe van jou lewe wil die Here dalk laat groei, laat ontwikkel.
watter area, kom ons sê jy doen fabric painting, is dalk 'n nuwe purpose. Wat dra jy saam met jou? Wat jy dalk miskien moet van laat gaan. So ons menu is ook so opgestel oor dat as jy dit lees en ons sien jy doen ietsie, dit kan wees dat jy net baie van 'n tote bag hou en jy wil hom net verf, dit is ook okay. Maar baie keer is daar 'n dieper ietsie wat uitkom en dan as ons met jou gesels en so aan en jy's oop vir dit, dan trek ons daai uit en ons vra 'n bietjie vrae en ons praat bietjie daaroor van wat is dit waarmee die Here in jou lewe besig is? Wat moet jy hom toelaat om aan te werk sodat dit kan uitkom? En dan het ons vrouens gehad hierso wat journaling gedoen het. Ek dink Dunay is eintlik een van hulle wat 'n prentjie, ek het vir gevra maak asseblief vir my 'n voorbeeld want ek het nie 'n voorbeeld van hoe journaling lyk nie, veral junk journaling. Dis baie nuut vir my. Junk journaling, jy blaai dit. Soos ek het groot geword met my diary van soos dis ruilblaaie. Jy met ruilblaaie groot geword. Hoor hierso, daai deur diary. Ek het vandag dit en dit gedoen en dan dit is net nie iets wat jy vir mense ooit wys nie. Nee. So dit was vir my 'n groot blok wat ek moes oorkom van hoe werk hierdie journaling ding van dis common vir my, maar tog het ek toe nou 'n bietjie begin en ek sien toe nou ander mense wat dit doen. En nou blaai hulle daardeur tydskrifte nou kyk ek, o, jene die eerste keer toe ek gedoen en nou sê die tannie vir my, gaan jy so 'n bietjie daai prentjie in 'n ander vorm knip? Dan sê ek sien jy tannie, hy's okay, hy's vierkantig, hy lyk mooi daarso. Dan sê sy my, watter area wil jy nie die Here moet aanwerk want jy's bang die prentjie verander. Dan sê ek so, sy sê my plak bietjie teksture oor mekaar en bou jou prentjie dan dink ek nee, hulle het elkeen hulle plekjie, is nie nodig nie. Dan sê sy watter area wil jy hier moet aan twee prentjies gelyk werk want jy kan nie die volle prentjie sien nie. Dan sê ek soos, dit raak aan my hart hierso. En toe vra ek vir Denai, maak so 'n bietjie vir ons 'n voorbeeld daarso. En sy sê vir my, jy sal nie glo hoe die Here daai prentjie na die tyd gebruik het nie. Want daar's iets van, as ek my gedagtes met jou deel, of jy's nou my vriendin, ek deel nou my gedagtes, ek deel my hart, nou is my woorde by jou. Die duiwel kan nou daai woorde gebruik, want dit is nie my woorde nie, dis nou by jou, dis nou iets daar buite. Hy kan dit gebruik net soos wat hy wil, maar as ek my woorde hou, en ek sit my woorde in 'n prentjie, kan die Here die prentjie verander. En hy kan vir jou wys, daar jy dink jy plak daarso 'n voeltjie en 'n koppie en 'n blaartjie en eventueel paar maande later kyk jy na dieselfde prentjie en jy soos, dis my logo. Ek het my logo gemaak. Ek het nie eers geweet nie. Vir my was dit net ek plak net goed wat ek daar kry en ek plak dit so in en dan eventueel kom die boodskap uit. Dis amper soos om vir jouself 'n profetiese boodskap te bou, maar jy het nie dadelik die antwoord nie. Die Here werk aan daai prentjie en eendag vind jy hom daar op jou kas en jy sê, weet presies wat gebeur, wat beteken daai prentjie. So ek dink my testimony was die eerste een gewees, maar daar's soveel vrouens wat terugkom wat sê, weet jy wat, ek het nie gedink ek het uitkoms vir hierdie dag nie. Ek het hier kom sit en ek het my oorfone aangehad, ek wou net van die wêreld vergeet en ek het die musiek gehoor, dit was stil, dit was rustig geweest. Ek het vriendinne gemaak en so het hulle deurgekom. Daar's vrouens wat terminaal siek is, wat hier kom sit het en kom verf het en hulle het nuwe hoop vir die lewe gekry. Hulle het nie sieker geword nie. Hulle het nie gaan in 'n bedjie lê nie. Deur daai kreatiwiteit het hulle uitkom. Toe was hier nou die dag 'n vrou gewees van 'n groot ministerie en sy sê jy sal nie glo nie, hulle het begin om met pasiënte kuns te doen wat met die kopsiektes, wat is daai goeters? Soos brein daai goeters, ja, maar ook psigiese goeters, soos sy het nou spesifiek gepraat van iemand mental health, dis daai goedjies, ja. Wat skizofrenie gehad het. Nou die medisyne het nie gehelp nie. Toe begin hulle met die ou met kuns. En hy deur kuns het hy gewerk en ewe skielik het die medisyne begin werk. En ewe skielik kon hy normaal funksioneer en die enigste ding wat hulle bygesit het was kuns. So om kreatief te wees is in ons DNA as mens. Jy moet 'n outlet hê, maar dit gee jou hande, as jou hande besig is, kan die Here met jou kop praat, dan hoor jy hom. Want jy is nie besig met jou eie goed nie, jy is besig met dit wat voor jou is en die Here lei jou en hy bring daai goed uit wat hy actually wat jy hom kan hoor. So daar's so baie sulke tipe goed en dit is my hart vir die plek. Ek hoef nie
ek kan nie die kuns doen. Moenie my vra hoe doen mens punch needling nie. Ek weet nie, ek kan vir jou video wys. Maar ek weet deur daai frustrasie gaan jy die Here gaan met jou werk en hy gaan 'n deurbraak in jou lewe bring wat jy nodig het, want dis jou kuns. Dis hoekom ons ook nie, ons het nou begin om in te bring soos bietjie kreatiewe events, want die mense hou van 'n sip and paint en hou daarvan om daai goedjies te doen. Ons het dit ingebring, maar dis nie die idee nie. Die idee is dat jy self jou kunswerk maak, dat dit nie iets is wat vir jou voorgeskryf word, almal doen dieselfde nie, jy moet self. So ons hoop die mense kom en dan wil hulle eintlik self. Ja, dis ons. Sure, dit is awesome. Ek is mal oor daai getuienis van die ouetjie wat aan skizofrenie gelei het, want ek dink as ons verstaan hoe die brein werk, ek is baie opgewonde oor die brein, die paadjies wat daarin gevorm is, en daar's soveel studies om te bewys hoe dat mense soms jouself siek kan dink, omdat jy ek dink ons is net so al vasgevang in ons eie lewens en ons probleme en ons omstandighede, en ek dink dit is amazing dat ons 'n plek kan hê waar ons kan kom skep, dat ons net vir 'n oomblik kan kom asemhaal. Ja. Maar julle twee is nou besigheidsvrouens, en aangesien dit nou 'n bietjie Augustus maand is en ons fokus so op die vrouens, hoe moeilik is dit om 'n besigheid te hê as 'n vrou en in vandag se tyd? Sure. Ek dink jy gaan 'n antwoord. Sy het 'n antwoord. Ek sal sê dat dit sy challenges. Ek het nou gesien, ek spoil vir admin, maar net sekere admin. So ek ook. As hy admin. Ja. So ek het al van vroeg af by Antonie ook geleer soos om boeke te hou en daai ek's goed daarin, maar ek sal nie dit vir 'n lewe wil doen nie. En ek dink daar's baie challenging aspekte, soos veral ek wat nou die skuif hier gemaak het. Dit was vir my lekker want ek kon saam met iemand iets my eie ook noem. So, maar dan jy sien baie, soos al die mense wat ons geleenthede vir onder ook gegee het, jy sien so baie van, ek se baie stil mense, ek observeer meer. So dan, ek sien meer die kant van mense wat dis nie regtig sien nie. Soos met Agnes het so baie geleenthede geskep vir so baie mense, en hulle onbewuslik kom dit nie regtig agter nie. So in daai opsig dan sien ek besigheid aspekte van hoe baie mense in iemand insit en invest, en dan hulle sien nie die groter prentjie nie. Hulle sien nie die hele tyd wat's negatief, en kry nooit 'n dankie vir, maar ek het dit klaar vir jou gegee, het ek nie klaar vir jou die tools gegee om die goed te doen nie. So en daarmee kan mens baie maak, soos ek het so excited geraak om hiernatoe oor te skryf, want ons so baie opsies hierso wat mens kan doen, veral met die hospitaal mense, en daar goed wil ons nog gaan uitreik na mense toe en vir hulle kunswerk, want hulle sit die hele tyd net daar. Ja. Ek was nou ook onlangs in die hospitaal vir 'n dag, en daar's 'n tannie wat sy het dadelik uitgevind haar kanker het die heeltemal net oorgevat, en sy moes nou dan daai middag vir 'n operasie gaan het. So, en sy was al nou 2 weke daar. Dink ek die mense het nodig dat hulle kan ietsie sit en doen, en ons wil projekte begin doen soos met wollies ook, om verf jou pet en dan bring 'n donasie saam van 'n ou kombers en goedjies. Ek het gister toevallige advertensie van hulle gesien wat hulle sê bring meer hulle kort kos. So dis nie die honde wat kom verf nie, jy verf jou hond. Ja, Of ja, jy verf 'n prentjie van jou hond. Ek sou verbaas wees as die honde kom verf hierso. Dit kan dalk lekker vet prent wees om te kyk wat. Hoor jy, as 'n olifant dit kan doen, sê ek jou, 'n hond kan dit verseker. Ja nee, 'n hond kan verseker. Maar vir jou wat nou langer is al in besigheid, neem ek aan, en dis nie jou ouderdom nie. Wat is die uitdagings wat jy het as 'n vrou? Om ons identiteit te verloor. Dit sou ek sê is my grootste kan ek sê 'n waarskuwing, maar ook 'n advies is jy sit alles in. En dan na 'n paar jaar word jy dit, en om daai boundary te skei tussen ek wil nooit weer refill word nie. Ek is in die background, die persoon wat hier is die belangrike een, maar as die Here vandag vir my sê, hoorie, maak al hierdie toe, het ek op 'n punt gekom waar ek sou okay wees met dit. Ek is nie
hierdie nie. Wow. Ek het my identiteit gevind in die Here, wie ek is in hom, en hy doen hierdie deur my, en as hy môre vir my sê, jy doen nie meer hierdie nie, jy doen nou daai, is ek okay met dit, want ek is nie meer, ek was 2 jaar terug, was ek refill, restore, refresh gewees, en ek is Amy se mamma, en ek is Andrei se vrou, ek is nou Antonie, ek doen daai goedjies, en ek het 'n besigheid, maar ek is nie meer my besigheid nie, en ek sou sê, baie van ons die besigheid consume jou so, dat jy voel as daai e-mail deurkom, moet jy hom nou antwoord. Ja. En as daai oproep wat jy gemis het, moet jy antwoord, en as daai kontrak wegval, val jou hele wêreld weg, as die iets breek, dit alles word 'n nou, en eventueel het jy nooit meer jouself nie. So, om jou daai boundary in te sit, van jy is nie jou besigheid nie. Jy het 'n besigheid wat jy steward, maar jy is nie jou besigheid nie, dit word nie jou identiteit nie. So ek dink dit was my grootste leerles. Ander mense gaan skool toe en hulle leer hierdie goeters op universiteit. Ek het dit real life geleer. so ja. So daai is anders as dit in 'n vrou wees. Dit is nogals intimiderend vir alles wat by byvoorbeeld kontrakte kom. En mense nou moet jy al hierdie goed lees en jy weet nie eintlik wat jy lees nie. En jou tydsbestuur van as jy kindjie in graad 1 is, nou moet jy speltoets leer van muur en hier en dier en ek weet nie wat al hierdie goed is nie. En tydsberekening is weer eens net om terug te gaan, wat is jou boundary? Ek kan nie my foon na 3 antwoord nie, want dan is ek mamma. Die plek dan vergaan, is dit ook okay, want dan is ek die mamma. En as ek nie die goedjies doen nie, dan wie gaan dit doen? Ja. Daai moet mens ook leer om dit uit te deel. Jy kan nie alles doen nie. So, ek gaan nooit weet of iemand dit kan reg doen nie, as ek dit nie vir hulle gee om te doen nie, en dan genoeg grace te hê om te sê, as hulle dit 600 keer verkeerd doen, die 700ste keer gaan dit beter wees. En dit sal ook okay wees. Sodat daai persoon die geleentheid kan hê om dit te goed kan doen. Want as jy net alles terugvat en jy doen alles self, dan gaan jy nie dit ooit goed kan doen nie. En dan ook om te deel. Mense aan te stel wat saam met jou dit doen, want baie keer, of hoe ek daarna gekyk het, is amper soos 'n geet. Jy het hierdie talent, jy het hierdie besigheid, en dit wat inkom, kan either by jou stop, of dit kan deur jou gaan, en soveel ander mense kan ook hulle dammetjies vol kry, met die water wat na jou kant toe kom, waar jy deel en mense aanstel, en hulle sal ook groei, en hulle kry ook purpose, waar as jy alles wil self doen, dan gaan jy uitbrand, en eventueel as jy dit nie kan doen, jy loop als dood. Al daai werk wat jy ingesit het, stop dan by jou, en daar's iemand anders wat aangaan daarmee, as jy nie beskikbaar is nie. So ja, dis my 2 cents. Ja, dis 'n daai vrotdam idee, as die water net by jou stop en gaan dit vrot. Wow, dis baie goeie wysheid en baie goeie raad. Ek dink vir mans ook, want ek dink ons mans of mense in besigheid is nie altyd, ons wil alles self, en ons het nie nodig om alles self te doen nie. Wel, julle het nou gesien wie is die eienaars van Refill Creativity, en ook nou, ek is seker julle verstaan waarom ek melk in jou tee, se verjaarsdagpartytjie hier gaan hou. Dankie julle dat julle ja gesê het. Kan julle net vir my 'n laaste dingetjie sê van 'n Kobai Waai sê, net ietsie los vir 'n nugget vir 'n vroutjie wat dalk in 'n rowwe tyd is, of net dit wat op jou hart is? Ja, word stil. Jy gaan nie die Here se stem in die storm hoor nie, jy gaan dit nie in die weerlig hoor nie, jy gaan dit nie wind hoor nie, jy gaan dit hoor in die stilte. En baie keer voel dit vir jou of die Here nie met jou praat nie. Maar gaan sit 'n liedjie op, kry 'n stukkie papier uit, plak 'n prentjie. Dit is baie keer develop daai in iets wat die Here met jou wil praat oor, die guidance wat hy vir jou gee, en watter pad om te gaan, watter besluit om te neem, en daai tipe van goedjies. So, hou moed, gaan terug na die woord toe, kry 'n versie, skryf hom neer, vra vir die Here, wat sê hy vir jou? Beeld dit ook uit in 'n verf, in 'n prentjie, in 'n pastel, in 'n potlood, jou kind se koutjies of kruite wat daar lê. Jy moet hulle in elk geval skerp maak, so teken jy dit soos wat jy aangaan. So, want baie keer is die antwoorde reg aan die ander kant van daai potlood, soos wat hy deurkom. So ja, so dit is net wat ek vir julle wil sê.
Ek sal sê speak live, plant saadjies waar jy wil saadjies geplant hê wat ook al uit jou mond uitkom, prosper jy. So ek sal sê gaan as jy voel jy wil vandag 'n hobby gaan doen. Ek het nou 'n hobby gevind om saadjies te plant van verskillende blomme en te kyk hoe groei dit. Want ek het nog altyd gesê ek sak in tuinwerk. Toevallig ek sak nou nie in tuinwerk nie want ek moet net my woorde verander. So sê speak live en wat jy wil hê en wees stil. Die Here is daar. Hy verlaat mens nie. Partykeer vat dit kan jare vat voor jy eintlik eers by jou wat die woord kom wat hy vir jou wil gee. Sjoe, dankie julle. Dankie. Dit was so lekker om saam met julle te kuier. En ek gaan nou totsiens sê. Onthou nou daai versie like, share en subscribe. Ek vergeet om dit altyd te doen, maar as jy meer wil weet, ek sal alles vir julle in die beskrywing los. Hoe drink julle tee? Ons tee. Ja, drink julle tee. Ek voel baie jammer vir mense wat tee. Hulle moet baie seker wees. Ek drink koffie. Okay, ons sal hierdie keer Maar chamomile tee. Chamomile tee net so. Dis tee wat ek sal drink. So daar's nie melk nie. Nee, daar's nie. Ons sal maar ware melkie gee. So ek sal die melk apart drink, maar 'n pink melkie of 'n chocolate. Asie melk. Asie melk. En jy, drink jy jou tee? Met die tee sakkie nog binne-in. Nee, ek sien, jy drink hom soos my oupa hom gedrink het. It's very old school. My ouma het altyd gesê 'n teestakkie is soos 'n biestelyfie. Jy weet hy's daar, mens sien hom nooit. Ek drink dit met melk en partykeer 'n suikertjie en ander kere nie. Hang af hoe ek vir die dag. Anders sal ek saam aan doen. Ek kan chamomile drink. Wel op daai tee genoot, sal ons julle weer sien en yes, ek moet sê julle tweeetjies het my vandag geïnspireer. Baie dankie. Ek het ook 'n paar goed gehad om te hoor vandag. So tot 'n volgende keer. Drink jou melk en jou tee en wees dankbaar vir dit wat jy het.